Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal vandag hier. Het is lekker om julle almal te sien. Dit reën buite, so het lyk my as dit reën raak die energie 'n bietjie minder soms by ons. Maar kom ons goed vinnig almal rondom mekaar sê net vinnig hallo vir die mense rondom jou. Vir hulle name as jy nie ken nie. God, niemand kan sonder u goedheid leef nie. U pas almal op wat by u kom wegkruip. U liefde vloei soos 'n rivier oor ons hele lewe. U gee vir ons meer as wat ons nodig het. U is baie goed vir ons. U is ons lewe. U is die lig wat ons lewenspad verlig. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Volgens soos die liedjies, dan sing ons die woorde, God is hier teenwoordig. Om te weet dat God by ons teenwoordig is. Here Jesus, ek is klein, en dat die Here ons lei wat uit die lied uitkom, en ook dat U by my bly. Daai voorreg om te weet dat die Here ook saam met ons gaan. Nou vanoggend, as die stukkie wet en dan ook wat aanpas by die preek, lees ek vir ons uit Psalm 91 vers 2 en 3 en dan vers 6 tot 9. So kom ek lees, daar staan: Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar's my niks goeds behalwe by U nie. Die afgode in die land, so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang het, kom alles van U af. 'n pragtige deel is my afgemeet. Ja, wat ek ontvang is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. Dan ook Psalm 16, ekskuus. Drie stukkie wat sê, ek het die Here altyd by my, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek veilig. So natuurlik as wet om te weet ook dat God saam met ons gaan, dat God by my bly en die verantwoordelikheid, as ek weet God gaan saam met my, dat ek tog 'n verantwoordelikheid het op die manier wat ek leef. As ek weet God gaan saam met my, gaan ek tog probeer om te leef soos hy van my vra. Maar dan die troos om te weet, waar ek ook al mag gaan, daar gaan God wees. En dis wat vanoggend ook in die preek vir ons gaan uitkom. Ek gaan vra dat ons sal stil word. Ek gaan vra dat jy vanoggend net sal dink oor God se teenwoordigheid in jou lewe. Dat jy sal dink oor dat God oral saam met jou gaan. En dat jy net regtig sal weet, ook met alles wat voor lê, dat God by jou sal wees. So gaan vra dat jy sal stil word, dat jy dit sal besef, dat jy na dit sal luister, en dan om vanoggend vir die Here dankie te sê, dat hy by my bly. So kom ons raak stil vir gebed. Dankie Heer, dat ons kan weet vanoggend dat U ons lief het, en dankie Heer dat ons weet, dat U altyd by ons bly. Amen. Kom ons, sluit ons oop. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie, dat ons vanoggend vir U kan stil wees. Here, ons dankie vir die lekker reën daar buite, Here, vir die mooi natuur rondom ons, vir alles wat U so ryklik vir ons voorsien. Here, dankie dat ek vanoggend voor U kan sit. Here, dat ek U woord kan ontvang en dat ek saam met my familie kan wees. En ek bid, liewe Heer, vanoggend, Here, mag ons bewus wees van U kosbare teenwoordigheid. Amen. Alright. Ek het gehoor van hulle vertel van die man wat sy salarisstrootjie kry en hy sien hy het R1000 minder gekry op sy salaris. En hy is dadelik na die persoon wat die finansies betaal, die salarisse betaal, en dadelik wou sy vir haar, maar kyk hierso,
ek het R1000 te min gekry. En die vrou vat sy salaris, gaan op die rekenaar in, sy sê nie, hy is reg, maar sy sien, laas maand het hy R1000 te veel gekry, hoekom het hy nie toekom klaar nie? Hy sê, een keer kan ek vergewe, maar genoeg is genoeg. Ek dink daaraan as ons praat oor klaar. Nou ek wil nou nie vra waar ons klaar nie, maar ek dink dis iets wat ons kan sê, ons almal doen dit, nê? En as daar nie iets is om te kla nie, dan soek ons iets om oor te kla. Dis iets wat ons as mense maar baie keer doen. As jy nou dink aan vanoggend, toe jy nou kerk toe kom, was daar klaar baie goed waar ons gekla het. Is dit nie? Miskien gekla, ag, kan ek nie vanoggend later geslaap het nie, ag, jy weet, dit reën daar buite, of moet ons nou kerk toe gaan, moet ek nou aantrek, jy weet, baie goed, klaar dalk oor die verkeer, nie dat ek dink op Sondag is daar baie verkeer nie, maar daar's baie dinge waar ons kla. Ons kla oor ons ouers, klaar ons kinders, klaar oupas en oumas, klaar ons werke, klaar skool, klaar sport, jy weet, ek kan aangaan ver. Maar die ding van ons as mense, ons is baie keer maar geneig om te kla. Dis iets wat ons doen. En ek het gehoor van die man en vrou, wat ook een keer, wat het gebeur dat, elke aand gaan die man uit na die kroeg toe. En die vrou kla by hom en sê vir hom, maar weet jy wat, jy gaan elke aand kroeg toe, ek gaan vanaand saam. En die vrou is saam met hom kroeg toe, en toe daar sit, vra die man vir die vrou, maar wat wil jy drink? Sy sê nee, sy weet nie. Sy sê, maar sommer dieselfde as jy. En hy bestel vir hulle albei whiskies met ys. En toe die vrou 'n sluk vat, sê sy sies en sy gril en sy spoeg dit uit. En sy sê vir hom, maar dit smaak aklig. Hy sê, en jy het gedink, ek geniet dit om uit te kom. So, mans, net vir jou vrou 'n slukkie laat vat. Ons praat oor vanoggend, nou my vraag om te begin, wanneer laas het iemand by jou gekla? As jy nou moet dink, net in die week, of wanneer laas het iemand by jou gekla? En dan, waaroor het hulle by jou gekla? As jy nou moet dink. En dan die vraag wat saam met dit gaan, wanneer laas het jy gekla? Waar jy regtig was, wat jy regtig net ongelukkig was met die dinge rondom jou, waar jy ongelukkig was met jou omstandighede, en dan kla ons maar. Ek dink byvoorbeeld, as ons kyk na dinge in ons land. Ons kyk petrolpryse, dieselpryse veral wat gaan opgaan. Ons kyk na dinge wat politieke leiers sê. Ons kyk na misdaad, ons kyk na korrupsie, ons kyk na al die goed rondom ons, en dan kla ons. Weet, want ons hou nie van die goed nie. As jy rondom 'n braaivleisvuur staan, dan weet jy maar, ons kla maar die goed wat rondom ons gebeur. Ons kla in die wêreldoorlog, dit alles wat ons vang. En dan ook, as ons praat van, as dit by God kom, dat dit baie keer kla oor my omstandighede. Ons kla dinge wat in my lewe fout is, dinge wat verkeerd gaan. Ons is geneig om te kla. Nou vanoggend gaan ons kyk na 'n teks, eintlik 'n onbekende teks, of meestal onbekend, maar waar Moses terugkyk en met die volk praat oor wat gebeur het, maar dan sien ons dat die volk kla. En is ons nie baie keer dieselfde nie. So kom ek lees vir ons lees uit Deuteronomium 1, vers 27 tot 32, so van julle wat dit ken, van julle sal dit seker ken, en dan as julle Bybels het, en julle kan dit ook opsoek, maar julle kan ook saam met my volg op die bord. Ek begin lees by vers 27. Julle het in julle tente onder mekaar gekla en gesê, die Here haat ons. Hy het ons net uit Egipte gelei, sodat die Amoriete ons kan vernietig. En waar moet ons nogal in die nuwe land gaan woon? Ons is bang, want die verkenners het gesê, dat die mense van die land baie meer en baie groter is as ons, en dat hulle in groot stede met baie hoë mure bly, woon. Verder het hulle ook nog reëse daar gesien. Ek het toe vir julle gesê, om nie bang te wees nie, en dat die Here voor julle uit sal gaan, en vir julle sal veg, soos hy destyds in Egipte gedoen het. Julle het self gesien, hoe hy julle in die woestyn gehelp het.
Net soos 'n man sy seun help, en hoe hy julle tot by hierdie plek gelei het. Nogtans wou julle nie die Here julle God vertrou nie. Elke dag het hy vir julle 'n plek gesoek om te kamp. S'nags het hy julle die pad met 'n groot vuur gewys en bedags 'n wolk. Nogtans wou julle hom nie vertrou nie. Net tot sover. Nou, Moses praat met die volk, met die kinders, en hier wat hy terugkyk, wat met hulle ouers gebeur het. Ons sien, waar die teks begin, dat die volk kla in hulle tente. Hulle murmureer, hulle is ongelukkig. Hulle is ongelukkig met die Here, kyk in die situasie waar hulle sit. Hulle is ongelukkig met dinge wat teen hulle is, dinge wat teen hulle gaan, hulle het nie plek om te woon nie, en hulle sien dan dat hierdie Amorite, hierdie sterk nasie, wat so baie is, hulle is bang. Hulle is bang vir hierdie mense, baie mense, groter mense. Ons sien die teks praat van reëse, mense wat baie groot is, die stede is versterk, het hoë mure, en hulle kla. Hoe kom die Here hulle nou gebring tot hier? Kyk nou hier voor ons, kyk al hierdie mense, hierdie vyande, hierdie groot mense, hierdie groot stede. Dis nie lekker nie. Ons hou nie van dit nie. Hoekom het die Here ons nie maar gelos nie? Hoekom moes hy ons tot hier gebring het? Hoekom moes hy ons tot hier gelei het? So hulle kla oor dit. En Moses sê, maar hy het vir die volk gesê, om nie bang te wees nie. En hy het vir hulle gesê, dat die Here voor hulle sal uitgaan. Dat die Here vir hulle sal veg. Hy het die boodskap gegee, maar die volk hoor dit nie. Volk luister nie na dit nie. Die volk weier om op die Here te vertrou. Nou, dit is nog meer hartseer, want Moses het dan vir hulle gesê, hy kyk terug, hy sê vir hulle, julle het self gesien, hoe hy julle in die woestyn gehelp het. Net soos 'n man sy seun help, hoe hy julle gelei het. Maar julle wou nie op hom vertrou nie. Elke snags het hy met die pad met 'n groot vuur gewys en bedags met 'n wolk. Nogtans wou julle hom nie vertrou nie. Nou wat dit hartseer maak is dat Moses sê dat hy het met die volk vertel, hulle verduidelik, maar as hulle terugkyk, sien hulle dat God vir hulle wonders gedoen het. Jy weet, dink met 'n vuurkolom en met 'n wolk in die dag. Weet, die Here het voorsien, kos, water, die Here het hulle gelei, dat die Here hulle gedra het soos 'n pa sy kind dra. Maar steeds weier die volk om op die Here te vertrou. Hulle het al hierdie tekens, al hierdie bewyse, maar hulle weier om te vertrou. Die Here het daadwerklik voor hulle uitgegaan. Met 'n wolk, met 'n vuurkolom. Die Here was altyd voor hulle uit. Maar hulle vertrou nie op hom. En daarom is die teks eintlik 'n baie harde teks. En dan sê hy weer, maar tog het julle nie vertrou, julle vertrou in die Here gestel nie. Julle God wat op die pad voor julle uitgegaan het. So God het vooruit gegaan, maar volkies, ons vertrou nie op God nie. Nou is die vraag, wat was die volk se fokus? As jy nou hierdie teks gaan kyk, waarop was hulle fokus gewees? Fokus was hierdie klomp vyande. Hulle is baie. Hierdie groot mense, hierdie reëse, hulle is gevaarlik. Hierdie groot stede met hierdie hoë mure, ons kan nie teen hierdie ouens beklei nie. Volk was bang. Hulle was bang wat voor hulle lê. Vrees binnekant. En daarom kla hulle. Hoekom het die Here hulle tot hier gebring? Nou is die vraag vir my en jou, is dit nie waar van ons nie? Dat ons baie te kla oor dit wat voor ons lê. Ongelukkig oor dit wat vir ons lê, uitdagings, struikelblokke, hindernisse, vyande,
soveel dinge wat voor ons lê, binne die land, binne die wêreld, en dan is ons ongelukkig. Want ons fokus op al hierdie struikelblokke voor ons. Maar ons vergeet, dat God hierdie boodskap vandag vir my en jou kom gee. En ek wil graag hê jy moet mooi hoor na dit. Dat die Here voor julle uit sal gaan, en vir julle sal veg. Dis die boodskap aan die Here se volk. Dis die boodskap aan my en jou, want ons is sy volk. Dat die Here kom sê vir my en jou, dat hy voor ons sal uitgaan. Dat hy vir ons sal veg. Wat 'n impak moet dit op ons lewens maak? So nou sien ek en jy hierdie struikelblokke, maar dan spesifiek vir myself, maar weet jy wat, maar God gaan voor my uit. Hy sal met hierdie struikelblokke afreken. Hy sal vir my veg. Baie keer maak ek en jy die fout. Ons dink ons moet dit self doen. Ons dink ons moet self veg. Want, jy weet, ons is nou nie sterk genoeg nie. Hoe gaan ons dit doen? Maar dat die Here vooruit gaan. Dat die Here vir ons sal veg. Ek wil die beeld, nou by ons is dit nou nie 'n sneeuploeg. Ek het die illustrasie gekry op internet. Hulle sê in plekke waar dit baie sneeu en die sneeu dik lê, kry jy 'n sneeuploeg wat dan die sneeu voor die karre uitskraap, wegskraap. En hulle sê dan, as hierdie kar agter hierdie sneeuploeg ry, ja, daar's steeds sneeu, maar die hindernisse is weg. Die pad is voor daai sneeu, voor die karre oopgemaak. Die Here gaan vir ons uit, hy maak die pad vir ons oop. Beter beeld wat ons daar ken is in die Midde-Ooste, sê hulle, daar so spesifiek, kyk hier by ons is dit anders, ouens met skape gebruik, skaaphonde en so aan, maar daar so, gaan die herder voor die skape uit. En hierdie herder trotseer al die gevare voor die skape. So as hy uitgaan, hy kyk vir wilde diere, hy kyk vir skelms, hy kyk vir gevare, en hy sort dit uit. Sien die skape se werk nie? Al wat die skape doen, hulle volg in vertroue. God gaan voor ons uit. Hy veg vir ons. Wat moet ons doen? Ons moet volg in vertroue. Maar ons sukkel. Wat ek hou van die teks, dit gebeur baie in die Bybel, van die Ou Testament veral, hy roep hulle op om terug te kyk. Hy sê, maar kyk terug hoe God vir julle gesorg het. Hoe God julle gelei het. Hoe God vir julle geveg het. Die Here kom sê vir ons dieselfde. Jy sien hierdie struikelblokke, die Here sê, hy gaan voor jou uitgaan, hy gaan vir jou veg. Maar kyk terug, dan sien jy, God het dit nog altyd vir jou gedoen. God het nog altyd voor jou uitgegaan. God het nog altyd vir jou geveg. God het jou nog altyd gedra. Hoekom sukkel ons om op die Here te vertrou? Hierdie is 'n beeld van liefde. Hy het jou gedra soos 'n man sy seun dra. So hierdie beeld van 'n pa met sy seentjie in sy arms, jy kan hom maak vat. Hierdie beeld van liefde, van omgee, van sorg. Die Here het ons gedra in die verlede. Hoekom twyfel ons oor die toekoms? Wat 'n uitdagings ook voor jou lê. Of dit skool is, of dit werk is, of dit mense is, of dit finansies is. Die Here sê vir jou, ek gaan jou vooruit, ek sal vir jou veg. Maar tog het julle nie julle vertroue gestel in die Here julle God, wat op die pad voor julle uitgegaan het nie. Die vraag is, vertrou ek en jy op die Here vandag? Dit is nie so maklike vraag om te antwoord nie. Ons almal is geneig om te sê, ja natuurlik. Maar dink 'n bietjie dieper. Vertrou ek regtig die Here met dit wat voor my lê? Of raak ek maar paniekerig aan my binnekant? Ek raak angstig aan my binnekant. Ek wonder wat gaan ek doen? As 'n afkop 100 jaar tot ons heen en weer. Of vertrou ek op die Here? 100%.
Ek sê nie daarmee dat ons niks moet doen nie. Natuurlik het jy verantwoordelikheid in jou kant. Maar om te weet God gaan vooruit, God veg vir my. Ek het hierdie storie gelees, dis interessant hoe dit werk. Dit was nie deel van my preek oorspronklik nie. Gisterand voor ek gaan slaap, kom dit met my op en ek kyk na hierdie storie. Helder Lenelas, hy het baie Christelike liedjies uitgegee, hy was musiek uitgegee, baie bekende ou, ek dink meer as 4000 liedjies as ek reg onthou, maar anyway, bekende ou in die musiekbedryf. Hy sê toe hy lang terug, toe hy nog jonk was, het hulle Amerika toe gekom. En dit was moeilik gewees en hy het gesukkel in die eerste klomp jare, maar daar was 'n vroutjie wat hom Engels geleer het. En dan het die vroutjie die lied vir hom gesing, God leads his dear children along. Ek weet nie van julle liedjie ken nie, maar sy het altyd hierdie liedjie vir hom gesing. En hierdie liedjie het so 'n impak in sy lewe gemaak. Dit het hom gedra, dit het hom gelei en hy het ook later Christelike musiek uitgebring. Maar hy sê eendag, toe besluit hy, toe hy nou groot is, hy gaan hierdie skrywer gaan soek. George Young is die skrywer gewees, maar toe hy nou kom, kry hy net die weduwee. Die man is toe klaar lede en hy praat toe met die weduwee en hy hoor toe dat hierdie hele lied getuig van hulle lewens, dat die man was 'n houtwerker en 'n predikant, 'n pastoor gewees, en hulle het maar net deurgekom elke dag. So maar van dag tot dag geleef. Maar hierdie vrou in hierdie arm omstandighede sê weet wat, hierdie lied getuig van ons lewens. God het ons gelei elke dag. Hy het vir ons geveg elke dag. Hy het vir ons gesorg elke liewe dag. En hy sê terwyl hy met haar praat, kom hy agter dat hierdie lied is 'n waarheid vir hulle lewens. Dit getuig van hulle lewens dat God dag vir dag vir hulle gesorg het. En dit het 'n impak op hom gemaak. Nou die liedjie se woorde kan julle lees daar. Sometimes on a mount where the sun shines so bright, God leads his dear children along. Sometimes in the valley in the darkness of night, God leads his dear children along. Goeie tye, slegte tye, God lei vir ons. God lei vir jou. Ek wil hê vanoggend, jy weet baie keer as 'n predikant preek, dan na die tyd as jy jou vra wat het hy gepreek, dan vergeet ons klaar vinnig. Maar dat jy vanoggend net kan hoor, God gaan vir jou uit. God veg vir jou. Dis 'n belofte. Jy kan daarop staat maak. Dis nie asof God ons die toekoms instuur en sê, daar gaan jy. Fight jou eie battles, kyk waar jy uitkom nie. Nee, hy sê, weet wat, ek gaan vir jou uitgaan. Kom agter my aan. Ek wil afsluit met die storie. Ek het nou lank terug al vertel, maar dit sê vir my iets van dit, dat hulle sê daar in Londen is 'n kaart. Van 1525, nou dis baie jare terug, in die museum is hierdie kaart, en op die kaart is daar baie inskripsies. Daar staan, hier is drake, hier is reëse, en 'n klomp gevare wat voor lê. En hulle sê, daardie tyd het John Franklin die kaart gekry, en het bo oor die kaart 'n inskripsie geskryf, hier is God. Sy punt was, al die gevare, God is daar oral. En die waar vandag vir my en jou, wat ook al voor lê, God is daar. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons volgende boodskap hier kan ontvang. Here, U ken ons baie goed. Here, ons is mense, ons het emosies, ons raak bang, ons raak skrikkerig, ons raak hartseer, ons raak ongelukkig. En daarom bid ons, Heer, mag U Gees in ons harte werk, dat hierdie boodskap vandag in ons harte sal posvat. Here, dat ons weer opnuut sal weet dat U vir ons uitgaan. Here, dat U vir ons veg. Dat ons nie die toekoms op ons eie moet ingaan nie. Ook ons as gemeente, met die uitdagings voor ons,
Dat ons kan weet, U gaan ons vooruit. U sal bly lei, U sal ons altyd versorg, soos 'n ouer sy kind versorg. Here, ek kom bid vir elkeen hier vandag wat dalk struikelblokke beleef. Here, mag hulle bewus wees van die lyding. Mag hulle bewus wees dat U voor hulle uitgaan en dat U hulle nie sal los nie. Here, dankie dat ons kan weet U is getrou. Dat U ons maar nooit in die steek sal laat nie. Here, wees met ons, lei vir ons, bewaar vir ons. Ons bid dit in die grote naam alleen. Amen. Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen.